Dankie Johan. Ek wil net sê, ek was laas so gespanne net voor my geboorte. So ek dink, kom ons stop bietjie en ons bid net eers bietjie. Hemelvader, dankie vir hierdie oggend, dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan loof en prys. Dankie vir die voorreg wat ons het om ons storie te vertel, Here. En wanneer ons storie vertel, vertel ons van wat U gedoen het. En U kry die eer en U moet die eer kry, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie vir die geleentheid toe Johan my gevra het om my storie te kom deel. Dan kan mens nou 'n bietjie dink oor jou lewe en dan is daar 'n paar lyne wat jy kan vertel, maar ek wil vandag met julle praat oor die seer van 'n emosionele bloukol en spesifiek oor finansies. Want dis waar my bloukol gelê het en wat ek bietjie met julle wil deel. Vandat ek die dag tot bekering gekom het, was Jeremia 1 vers 5 vir my 'n besonderse teksvers. Wat altyd naby aan my hart was. En onlangs soos 3 maande terug het ek vir die eerste keer iets gehoor van myself. Vir een of ander rede het my ouers my nooit vertel daarvan nie, maar toe hierdie teksvers het baie meer waarde gekry en besonderheid gekry vir my. My storie begin 2 maande voor my geboorte. My ma het komplikasies gekry en sy is opgeneem in die hospitaal en daar die dokter vir haar en vir my pa kom sê, luister, julle moet kies, of die ma of die kind, maar albei kan nie lewe nie. En my oorlede pa het vir die dokter gesê, staan net bietjie stil. En hy het uitgestap en hy het geloop en bid om die hospitaal. En toe hy by die voordeur instap, toe weet hy, albei gaan lewe. Toe sê hy vir die dokter, albei gaan lewe. En ek dink dis wat Jeremia 1 vers 5 vir my baie spesiaal maak, maar dit maak vir ons elkeen wat hier sit vandag, dit baie spesiaal. Jy sal nie gesit het as God jou nie raak gesien het in jou moeder se skoot en jou geken het in jou moeder se skoot voordat jy gebore is nie. So dis waar my storie begin. My grootword jare was lekker jare. Ons het in Ellisras, die Mopan omgewing groot geword, so 200 km noord van hier, stabiele huis. My ouers het regtig die Here gedien binne in daai tyd se NG stelsel. Kerk toe gaan was vir ons ononderhandelbaar. As ons met vakansie gegaan het, was die eerste ding wat my pa gaan soek het, was 'n kerk, want ons het Sondag kerk toe gegaan. Liefdevolle huis groot geword. Ek is die jongste van 3 kinders, ek het 2 ouer sissies, so ek kan met sekerheid sê, ek is my pa se soetste seun. En ek klim dit van graad 1 af, en ek is nog altyd daar. Maar baie goeie huis groot geword, en ek het regtig waar lekker skoolloopbaan gehad in Stemmelpan en in Ellisras. En toe kom ek in graad 12 en toe moet ons deur die hele aannemingsproses gaan binne in daai tyd se stelsel. En ek is deur die proses en ek het die dag daarvoor gestaan en die tannies het gehuil en ek het gedink, maar wat is aan die gang met julle? Ek het volgens my het ek 'n wynlisensie gekry. Ek kon nagmaal gebruik. En dit is hoe ek gevoel het. Een ding van ons grootwordjare in ons huis, ons het eerlikheid was ononderhandelbaar. Die grootste compliment wat my oorlede pa gekry het van 'n vriend van my al was, oom, jy weet nie om te lieg nie. En dis hoe ons groot geword het. Ons het die dinge gesê so dit is. In my gesin, in ons gesin het ons die sê ding keep it real. Sê hom soos hy is en hou by die waarheid. En toe kom ek op universiteit en ek gaan swat ingenieurswese. Nou as jy nou dink van Ellisras af RAI toe, Johannesburg toe, dit was 'n bietjie 'n groot skuif vir die plaasseun. En ek sit in die klas en ek verstaan niks wat die ouens sê nie. En my go-to move is, ek het daai tyd nog nie die Here geken nie, my go-to move is, ek is sosiaal baie aktief. So sosiaal het ek 'n onderskeiding gekry. Akademies het ek helfte van die jaar toe die RAI vir my 'n brief gestuur en gesê, asseblief, moenie terugkom nie. Jy maak dit nie. Dit was 'n bietjie ongemak in die huis, want my 2 sissies se universiteitspunte het baie goed gelyk en Boeta is 'n mislukking. Ek gaan toe die volgende jaar terug en ek gaan swat by Tikkies verder in ingenieurswese. In daai tyd begin die Here met my te werk. My jongste sussie kom eers tot bekering en ek begin 'n blootstelling kry. En ek besef, ek is binne in die kerk op pad hel toe. En ek neem die Here aan een Sondag aand. En Johannes 3 vers 16 word 'n werklikheid in my lewe. Die volgende dag op kampus, ek sal dit nooit vergeet nie, staan ek daar en alles is nuut. Dit voel of ek, as jy daai julle jong manne wat hier sit, sal die verliefdheid nog verstaan. Verliefdheid mal met 1000. Alles lyk anders, die voeltjies klink mooier, die lig is blouer. Ek het geweet ek is nuut die volgende dag. En die Here begin met my te werk en so laat in die 2de jaar sê ek vir my pa, ek dink ons moet hierdie besigheid eers stop.
En ek gaan weermag toe, daai tyd was dit verpligte weermag, die ou manne sal weet. Dit of tronk toe of weermag toe. En ek gaan weermag toe. Ek was genadiglik aan die einde van die oorlog en so ek het nie die ongemaklike, lelike goede gesien nie. Maar die weermag 2 jaar het vir my baie geleer van myself. Ek het baie tyd gehad om met die Here te spandeer. En ek het myself ontdek, fisies en geestelik en emosioneel. En in daai tyd begin ek besef, maar daar's 'n ander kursusse as ingenieurswese en ek is baie dankbaar want ek het net geweet ingenieurswese sal ek nie deurkom nie. Dis nie my kursus nie. En ek gaan terug, toe ek klaar AMI gedoen het, gaan ek terug en ek gaan swat verder en ek sê vir my pa, hy het nou klaar betaal. Ek sal nou self vir my studies betaal en ek vat 'n studielening en ek begin by kampusbeheer te werk in die aande om sakgeld te kry. En ek maak my BCom graad klaar, waarvoor ek baie dankbaar is. En ek begin aansoek doen vir werk en ek kry nie werk nie. Tussentyd hou ek aan as sekuriteitsbeampte by kampusbeheer. En een aand sit ek op die kampus en ek is nou mos eerlik groot gemaak en ek is eerlik met die Here en ek deel met die Here. Ek sê hy moet net besef ek is nou 'n gegradueerde. Hierdie sekuriteitswerk pas nie lekker by die ding nie. En daar kry ek my eerste woord wat ek ervaar hoe die Here met my praat. En die Here vra vir my, Gosen, as ek wil jy moet nog 'n jaar hier werk, sal jy? En hy slaat my tussen die oë en ek dink 'n dag of 3 daaroor en ek kan met eerlikheid teruggaan na die Here toe en sê, Here, as dit U wil is, dan doen ek dit. En ek commit en ons gaan aan. En so maande wat dan later kry ek my eerste skrif, maar my tweede woord, Psalm 32 vers 8, wat God sê, ek wil jou onderrig en jou leer en gaan na die weg wat jy moet gaan. Ek sal my oog op jou hou. En daai skrif dra my tot vandag toe. En dit was my lekker om net te ervaar hoe God met my gesels. En toe begin my loopbaan. En ek kry na die 21ste aansoek kry ek 'n werk in die Laagveld. Die Here weet ook wat hy doen. En ek ontmoet my wonderlike vrou Maritjie daar. Ek en sy werk by dieselfde plek en ons leer mekaar ken en die verhouding blom. Sy nooi my saam Zimbabwe toe vir 'n troue en daar, soos die Australië sê, daar is die spark, jy weet. En daar gaan ons. Vandag is ons 30 jaar getroud waarvoor ek baie dankbaar is. En die Here seën ons en ons is saam in die kerk en ons dien die Here. Hy seën ons met 2 wonderlike seuns. En dit gaan goed by die werk. Ek het na my BCom het ek die voorreg gehad om nagraads te gaan swat ook in al 2 grade en ek sê dit nie om te beïndruk vandag nie, ek sê vir konteks vir later. Al 2 my grade gaan oor finansiële bestuur. En in my loopbaan werk ek met boere en ek werk met hulle finansies. En ek ervaar in my lewe nog as daar 'n uitdaging voor my is, het ek die vermoë om oplossings te kry. En ek sit baie keer by boere en ek sit met hulle finansies en die Here help my om oplossings te kry vir hulle. Maar as dit by ons eie finansies kom wat onder druk is, dan is ek lam. Dan is ek neerslagtig, depressief. En ek deel dit met Maritjie en ons verstaan dit nie. Maar dit hou aan. As dit goed gaan in ons finansies is ek 'n happy camper. As dit nie goed gaan nie, is ek 'n moeilike mens om mee te werk en ek is dankbaar Johan hulle bid vir. Maar so hou dit aan en my loopbaan ontwikkel en die Here vat my na 'n klomp plekke toe en hy vat ons gesin na 'n klomp dorpe toe, maar hierdie ding bly heeltyd daar. Die oomblik as ons persoonlike finansies onder druk is, het ek 'n lamheid onder my. Ek kry nie idees nie, ek het nie kreatiwiteit nie. Ek het nie die vermoë om hier uit te kom nie. En dit pla my en ek verstaan dit nie. Ekskuus, ek kon net reg dit knoppie druk. En toe gaan ons in 'n finansiële woestyn in. En hierdie woestyntyd het 15 jaar geduur. En ek is oortuig, dis nie die Here se skuld nie, dis my skuld. Ek dink ek is 'n bietjie stadig, ek is 'n stadige leier. En ons moet sekere goed te leer in die tyd. En ek wil graag met julle deel, want van hier af is dit, en ek van die loopbaan af is dit my en Maritjie se storie, is nie meer my storie. En ek wil graag met julle deel wat ons geleer het in hierdie woestyntyd. Wat 'n baie ongemaklike tyd was, maar as ons nou terugkyk, 'n besonderse tyd. Die eerste ding wat ons geleer het is, wanneer dit swaar gaan met jou, blameer ons baie keer die Here. Maar ek het besef, hy is eintlik nooit verantwoordelik vir dit nie. Dis of my eie besluit of my eie fout, of 'n ander ou se besluit of 'n ander ou se fout, of die lewe gebeur net. Goeie vriend van my in Middelburg het dit op 'n baie mooi manier gesê, maar ek gaan dit nou nie hier kan sê nie. Die lewe gebeur net. En ons het hierdie lewe gebeur. As jy nou kyk na ons woestyntydperk, was dit 'n kombinasie van hierdie 3 goede. Eie besluite, ander se besluite en die lewe het net gebeur. So baie keer moet ons net gaan kyk na ons eie goede. Besef ook dat swaar kry is relatief. In hierdie tyd wat dit met ons swaar gaan, werk ek nog steeds met kliënte en met hulle finansiering, en hulle finansies.
En ek sê dit met respek en ek met dankbaarheid teenoor ons land en teenoor ons boere en as welafboere. Dan sit ek by 'n boer en ons sit in een van die 3 sitkamers en die karre daar buitekant is next level en hy vertel vir my hy het nou net van die oorsee af teruggekom en dan sê hulle vir my dit gaan swaar. Dan dink ek maar ek verstaan iets hier nie. My swaar kry en jou swaar kry is nie dieselfde nie. Sê baie keer sê ons vir mekaar ons is in dieselfde bootjie, maar ons is nie. Ons is in dieselfde storm, maar ons het verskillende bootjies. My bootjie van swaar kry is ek kan dalk nie 2 keer oorsee gaan in 'n jaar nie. Die volgende persoon se boot is van swaar kry is ek sukkel om my huispaaiement te betaal. Die ander man se swaar kry is ek het nie geld vir 'n brood nie. En baie keer staan ons voor mense en ons luister na hulle en hulle vertel vir ons hulle kry finansiëel swaar, maar ons kyk uit ons raamwerk uit na hulle en ons dink ag man dit is nie so erg nie. Swaar kry is relatief. Ons het dit op 'n harde manier geleer. Finansiële druk is 'n baie ongemaklike onderwerp. Mense praat nie sommer daaroor nie. Dit is amper 'n grens aan melaatsheid. As jy dit op die tafel, min van ons wil vir iemand vertel, dit gaan finansiële swaar, en as jy dit met iemand deel, is dit van, jy's nou melaats. Ons het dit ervaar in ons sirkel, in ons selgroepe. Ons het eendag besluit om dit vir die selgroep te deel, en toe sê ons vir hulle, weet, al wat ons vir hulle verwag is bid saam met ons. En die volgende dag loop ek een van die ouens raak in die dorp, en hy kon nie vinnig genoeg uit die pad uitkom, om my te vermy nie. En ek besef, hulle weet nie hoe om ons te hanteer nie. En ons gaan terug die volgende week, en ek sê vir hulle, ek en Maritjie sê vir hulle, ons verwag niks van julle in terme van geld nie. Ons verwag net, stap net saam met ons die pad, bid saam met ons, help ons. En dis hoekom dit belangrik is om in 'n selgroep of in 'n sirkelgroep te wees, dat jy daai ondersteuning kry. Ons het ook geleer, God gebruik mense. In die tyd bid ons, en dan, ons het so 'n boekie gehad, met al ons behoeftes, elke dag. Here, kort dit, brood, melk, klein detail goede, groot goede. En dan het ons soos wat die Here voorsien het, dat ons het gaan doodtrek. Is eintlik 'n baie handige tegniek, want hy leer jou, hy wys vir jou hoe die Here vir jou voorsien. Maar in die tyd leer ons bid en vra, Here, voorsien vir ons, help vir ons, en dan stuur die Here iemand, dan sê ons, nee, wag, nee, ons is nou te trots, ons kan nie ontvang nie. So ons moes leer om te ontvang in hierdie tyd. Ons moes leer om gehoorsaam te wees. Want baie keer het die Here ons gebruik. En baie keer wil die Here jou gebruik om 'n ander persoon se gebed aan te spreek en na te kom. Beligte noot, ek staan eendag toe ek nou hierdie konsep verstaan van, weet, ek bid en die Here gebruik mense, so ek moet ontvanklik wees, ek moet kan ontvang, maar die Here wil my ook gebruik. Staan ek eendag in Spar, en ek is met die trollietjie daar, en die somme klop nie lekker nie, en ek sien die kontant in die beursie, en dit wat in die trollie is, verstaan mekaar nie so lekker nie. En ek begin rondkyk, en ek dink, wie is nou ongehoorsaam hierso? Wie is nou ongehoorsaam? En die Here sê vir my, raak jy nou net rustig voor jy nou iemand aanrand hierso. Ek het nie met iemand gepraat in die Spar vandag nie, weet. Maar die konsep is, ons moet gehoorsaam wees. Weereens, sirkels is belangrik. Daar het ons geleer en ervaar hoe die sirkels ons ondersteun. Mense het baie vir ons gebid. Ons staan eendag in die kerk, ons is in Middelburg in Corpus, en hulle vra wie het gebed nodig, en in daai tyd was ons by al wat 'n gebedsessie is. En ons staan op, en hulle kom bid vir ons, en dis 'n baie emosionele storie, en ek en Maritjie in trane loop, en die 2 seuns sit langs ons. Hulle is bitter klein daai tyd. En op pad huis toe besef ek, maar die manne het seker nou iets ervaar, dat ek net moet seker maak of hulle okay is. Ek sê, manne, is julle okay? En dan nou die oudste seun sê, nee pa, ek is okay, ek het net voor my uitgestaar, geen oogkontak gemaak nie. Jan die jonge een sê, pa nee, ek is ook okay, ek het ook maar net vooruit gekyk, en ek het probeer breed lyk, dat hulle nie dink ek is dom en arm nie, jy weet. En ek dink dis een ding wat vir ons uitstaan in die tyd, humor, God het humor gebruik om ons aan die gang te hou, en op die pad te hou. Ons het ook geleer, God is getrou. Reg aan die begin van hierdie woestyntyd kry ons 'n woord. Ons is eendag op 'n leierskamp, Corpus se leiersgroep, leierspan het gaan kamp, en pastoor Johan Stein kom bedien ons. Ek ken hom glad nie, ek ontmoet hom die oggend. En na ons gesing het, sê hy, hy's 'n man wat baie finansiële druk het, kom vorentoe. En ek het eers 'n bietjie gehuiwer, maar hy hou toe aan, en toe gaan ek vorentoe. En hy vat my so, en hy sê vir my, hier's die woord van God vir jou en jou gesin. Ek is jou bron, sê die Here, en ek sal vir julle sorg, al is dit drupsgewys. En in die 15 jaar wat ons die pad gestap het, het ons dit ervaar. Op klein en groot maniere. Ons het ervaar as ons seuns by die huis kom met 'n briefie van hulle kort 'n nuwe cricketbroek wat R80 kos, en ons het dit nie.
En ons bid en ons sê, Here, help. En die volgende oggend kry ons 'n WhatsApp wat sê, een van die paas sponsor al die cricketbroeke. Ons het ervaar, toe Maritjie een oggend vir my sê, sy is lus vir lemoene. En ek sê vir haar, ek het nie geld vir jou om lemoene te koop nie, maar ek gaan 'n kliënt sien vandag wat met lemoene boer. So moenie jy worry nie. Kom by die boer aan, ons gesels oor sy goede, praat oor sy finansies, praat baie goed. Stap deur die pakhuis waar hulle lemoene pak. Daar's berge lemoene. So jy kan dink wat ek aan dink die hele tyd. Maar die ou praat nie oor lemoene nie. Ons klim naand in die kar, ek is klaar met die gesprek. Ek klim in die kar, hy staan langs my. Ons is besig met die groetaksies. Hy is besig om die finale goede te sê. Terwyl hy praat, bid ek sê, Here, wat van die lemoene? Hy stop in die middel van sy sin. Hy sê, Gosin, ek moet vir jou lemoene gee. So voorsien die Here. Op 'n stadium kom ons en ons besef, maar ons huis moet ons verkoop. Ons kan hom nie bekostig nie. En ons sit hom in die mark en ons kry 'n aanbod. En op nommer 99 kanselleer die koper. En die Here, ons ervaar die Here sê vir ons, hier's julle huis terug. En nog nooit van daai tyd af het ons huispaaiement geskiep nie. Op 'n dag is ek regtig op en moedeloos. Ek kan nie meer nie. Ek stap by die werk uit en ek gaan staan onder die afdak en ek sê, Here, ekskuus, ek kan nie meer nie. As dit is hoe Christendom werk, dan wil ek nou bedank. Waar kry ek 'n bedankingsbrief? Ek kan dit nie meer nie. En ek deel my hart met die Here. En in die hart van die saak is die Here stil. Hy luister as mens 'n bietjie jou hart oopmaak. Later die middag, jy dink jy 5 uur kan kry ek 'n oproep. Dis 'n ou universiteitsspel vir my wat my 10 jaar laas my kontak gehad het. Hy sê vir my, Gosin, ek het vanoggend 8 uur begin om jou te soek. Ek het onthou, jy het begin met daai werk, toe ek hulle gebel en so het hy gebel tot 5 uur die middag toe wat hy my gekry het. Ek sê, yes, Velden, dis great. Hy sê, ek het 'n woord vir jou. Die Here sê, ek is lief vir jou, ek is jou bron, ek sê jou nooit verlaat nie. En daar ervaar ek net hoe getrou God is. Stap een oggend, bless die Here ons met 'n nuwe of 'n beter geleentheid en ek moet in Pretoria gaan die kontrak teken. En toe ek klaar die kontrak geteken en ek stap uit, lei my foon. En hy is ou van die bank. Ek sê, ja, hoe gaan dit met jou? Hy sê, nee, goed. Hy sê, waar is jy? Ek sê, nee, in Pretoria. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, ek moet jou kar kom vat. Ek sê, maar dan gaan ek moes nou nie terugkom nie. Ek gaan moes in Pretoria bly. Op pad terug stuur ek 'n WhatsApp op ons mannegroep. Ek sê, manne, julle moet bid. Pastoor Johan Smit, ons hoofpastoor, daai dit in Corpus, bel my. Hy sê, Gosin, wat gaan aan? Ek sê, John, dis wat, John Smit, ek sê, John, dis wat aangaan. Weet, ons is agter op die kar, die ouens wat die kar kom haal. Hy sê vir my, wat is die bedrag? Ek gee vir hom die bedrag. Hy sê, kom haal die geld, betaal die kar. So voorsien die Here deur die kerk. Toe kom die groot ding. Toe ons kinders gebore is, Hanno en Jan, het ons vir hulle studiepolisse uitgeneem. Ons het die regte ding gedoen. Maar in hierdie woestyntyd, die eerste ding wat in die slag gebly het, is daai studiepolisse. En toe begin die manne nou groot raak en hulle kom in matriek. Hanno wil gaan prokureer swat en ek as landbouekonoom, ek het nie eens die som gemaak, ek het net geweet, ons kan dit nie bekostig nie. Maar ons weet, hulle moet gaan swat en ons bid en ons sê, Here, voorsien vir ons. En ons bid nogal en sê, Here, as dit net die eerste semester, dan kan ons 'n plan maak. En in daai Desember, hy het klaar ingeskryf, hy sou Januarie begin in Desember, vroeg in Desember, die plek vir wie ek gewerk het, stuur 'n e-pos uit wat sê, eerste keer in 90 jaar het die direksie besluit om beurse te gee vir personeellede se kinders. Die kinders kan aansoek doen. Hanno doen aansoek, hy is een van die eerste 6 mense ooit wat 'n beurs by die plek kry. Vol beurs, dek alles. Die beurs sê ook, as hy klaar geswat het en hulle het nie van werk hier, hoef hy niks terug te betaal nie. En ek staan daar en die Here sê vir my, hoekom is jy so bekommerd gewees? Ek doen meer as wat jy kan bid of dink of vra. Toe kom ons tweede seun, hy wil ook gaan studeer. En op daai stadium het ons nie eens die geld gehad om R5,000 vir sy registrasie te betaal nie. My suster het dit vir my betaal. En Maritjie sit laat in Desember ook en sy lees die lokale koerant. En sy lees hom klaar en sy gaan sit op die stoep. En die Here sê vir haar, gaan lees die koerant weer, maar lees hom van agteraf. En sy gaan lees hom van agteraf en sy sien 'n prentjie raak van 'n myngroep wat beurse gee. En Jan doen aansoek en hy kry die beurs. Hy was al, ek dink 'n maand op universiteit, ook 'n volbeurs, geen terugbetaling nie. Sakgeld, alles. En ons staan daar en ons besef net, God is groter as wat ons kan dink of bid of vra. Belangrike ding wat ons ook geleer het in ons proses is eenheid in die huwelik. Ons het vandag een af in ons huwelik het ons altyd saam besluite geneem. Want toe hierdie druk opkom,
toe, en ons het foute gemaak. En as jy vandag hier sit en jy dink jy maak nie foute nie, dan soos die ou wat gesê het, ek het nog net een fout in my lewe gemaak. Ek het gedink ek is verkeerd, toe besef ek nee, ek is verkeerd, ek was eintlik reg. Jy maak foute. Ons het baie foute gemaak, maar ons het nooit kon sê dis jou besluit nie. Dis altyd ons besluit gewees. Vriend van my in Middelburg wat ook deur so 'n proses gaan, sy huwelik het dit nie gemaak en hy sê vir my Goosen, wat is die verskil? En ek en my bietjie praat oor en ons besef, maar dit is een van die gomme in ons huwelik, is die eenheid. Ons het altyd saam besluit geneem. Toe op 'n goeie dag ry ek en julle kan verstaan, alwaaroor jy bid is oor geld en oor jou behoeftes. Matteus 6 vers 33 was vir my moeilik om onder die knie te kry. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander goed sal vir jou gegee word. Ek kon nie my kop om dit kry nie. En ek ry by Middelburg en ek net toe ek van die snelweg afkom, ervaar ek die Here sê vir my, Goosen, jy moet bietjie dankbaar word. Jy moet bietjie vergenoegd word vir wat jy het. En ek het 'n bietjie bespreek het en ons besef, ons fokus so op wat ons nie het nie, dat ons miskyk wat ons het. En ek dink by myself, hierdie gaan 'n maklike oefening wees, maand of 2 en het ek hier onder die knie, dit het my 2 jaar gevat om hierdie konsep te verstaan. Want die beginsel is dit, as jy nie dankbaar is vir wat jy nou het nie, en jy is nie vergenoegd vir wat jy nou het nie, kan die Here dit 10 keer meer maak, jy gaan nog steeds nie dankbaar wees nie. Maar as jy dankbaar is wat jy nou het, en die Here maak dit meer, gaan jy weer dankbaar wees daarvoor ook. En ek moes dit op 'n harde manier leer, maar ons het dit geleer. Die Here het vir ons 'n skrif gegee, en ek dink julle ken die skrif, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 19. Ek dink julle kan hom lees, ek gaan hom nie lees nie. Ook Filippense 4 vers 11. Nie dat ek dit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Gaan kyk bietjie die definisie van vergenoegdheid. Ek moes ook leer om reg te bid. In die tyd al wat ek oor gebid het en my oplossing in my kop was, Here, stuur meer geld, maar baie. Want dit gaan my probleem oplos. Hierdie probleem wat ek het, as ons nie geld het nie, is ek lam, is ek neerslagtig, depressief, ek het nie kreatiwiteit nie. So my oplossing was, Here, stuur meer geld. En op 'n dag sit ons in 'n sirkelgroepie aand en daar's 'n ou met 'n profetiese bediening en hy bedien almal, maar hy skiep ons. En ek dink okay, dis alright, ek gee nou die twyfel, voordeel van die twyfel. Maar ek kry sy nommer en ek bel hom die volgende dag. My verwagting is, ek gaan nou met hierdie ou praat met 'n profetiese bediening. En hy gaan vir my sê, ja, die Here sê, ek stuur vir jou baie geld. Dis my verwagting. En ek deel my storie met hom en hy sê die twee goed vir my. Hy sê vir my, Goosen, jou verwagting oor geld is verkeerd. En 2 is, ek het nie eintlik nou tyd om jou te praat nie. Cheers. En hy sê die foon neer. En ek is toe nogal ontsteld oor die aangeleentheid, maar ek gaan aan. En so 3 dae later is ek in die swembad. Ek het altyd middagete 'n bietjie gaan swem. En op 'n stadium sien ek maar hier kom swem die man langs my. En toe besef ek my ontsteltenis is eintlik groter as wat ek gedink het, want toe kry ek idees om sy kop onder die water te druk. Maar genadiglik is die Here se genade groot en hy red my van tronkstrap en hy red die man se lewe en ek raak nie aan hom nie. En op pad huis toe bid ek sê Here, wat gaan hier aan? Help my, praat met my. En die Here gee vir my 'n beeld. Hy sê vir my, as jou kar olie lek, maar baie olie lek en jy maak nie die lekplek reg nie en jy hou aan ry, gaan jy elke nou en dan moet stop om nog olie in te gooi. En ek verstaan die konsep, want ek kom van 'n plaas af en ek verstaan olielekke. Ek ry nie 'n Ford nie, maar ek verstaan olielekke. Sorry net. En ek verstaan daai konsep. En 'n week of wat later is ons een oggend in 'n diens en die preek gaan oor hierdie 2 teksverse. Wat God sê, ek het my seun laat sterf en laat seermaak vir jou sodat jy genesing kan kry. En ek sal jou wys wat daar is in jou lewe wat jy nie kan raak sien nie. En Dani praat daaroor en hy praat oor die emosionele bloukol. En aan die einde vra hy vir ons, wie is daar wat voor die Here wil staan en sê, Here, wys my. En ek staan op en ek sê, Here, wys my. Wys my waar is my bloukolle wat ek nie raak sien nie. En op 'n oomblik vat die Here my terug na 'n insident toe in die laerskool. En hierdie het nou gebeur in my middel 50s nie. Vat hy my terug na my insidente in die laerskool toe. 'n bietjie oor die laerskool, ons is in Stemopan laerskool. Ons was van graad 1 af in die koshuis. Dis 'n klein skooltjie, so 60 kinders, ons is so 50, 60 km wes van Ellisras, waar die groot skool nou was. Ons het min sakgeld gekry. Ons het party weke 5 sent gekry. Nou vir die jong manne sal 5 sent niks beteken nie. Maar met 5 sent kon jy 'n pikkie, kondensmelk pikkie koop vir 'n sent. So jy kon hom 5 en hulle koop. Party weke het ons 50 sent gekry. As dit rof gegaan het, het jy R2 gekry. Dan het jy baie spandeer. Maar daai spesifieke week het ons niks gekry nie. Net 'n ander interessante opmerking oor die laerskool wat niks te doen het met die getuienis nie, maar julle sal later verstaan. Ek het die hele skoolloopbaan ding het ek verkeerd verstaan. Ek het nie verstaan dis 'n 12 jaar
marathon nie. Ek het gedog is 'n jaar as ons klaar. So ek het akademies gepiek in graad 1 en toe van toe af het dit net afdraande gegaan. So ek het matriek het ek net deurgekom. So as ek sukkel met spelling, dan weet julle. Maar in elk geval die dag kom daar 'n oproep die donderdagoggend, ons moet 'n klomp van ons kinders in die laerskool met hulle ras toe gaan vir 'n ding. En 'n oom bied aan om ons te vat, hy het 'n kombetjie gehad. En hy vat ons klomp kinders en daar's nie tyd vir ons ouers om vir ons 'n sakgeltjie te bring en ek en my sissies is ook deel van die span. Ek kan nie eens onthou wat ons gaan doen het nie, maar na die tyd stop die oom by die kafee. En al die kinders is uit en ons 3 lombartjies sit. Want ons het nie 'n sakgeltjie nie. En die oom dink ook nie daaraan nie. En die Here wys my daar's jou blou kol oor finansies. Op daai oomblik het ek 'n tekort gehad en ek het gesien ek kan nie goed gekoop nie. En die Here sê vir my, hier is jou blou kol. En ek sê, Here, hoe maak ek dit reg? Hoe herstel ek dit? En die Here vat my na 'n man toe met die naam van Dion Brewes in Middelburg. Hy is 'n sielkundige besigheidsman, 'n wonderlike kind van die Here. En ek vertel my storie vir hom. Ek vertel hierdie blou kol storie vir hom. En Dion verduidelik vir my die volgende. Hy sê vir my, Goosen, wat op daai oomblik gebeur het in jou stelsel is die volgende. Jy het gesien, jy het nie geld nie, jy het gesien jy kan nie iets gaan koop nie. Jou brein het dit gesien en dadelik 'n emosie, hy het 'n kanaal na 'n emosie toe wakker gemaak, 'n negatiewe emosie, 'n neerslagtige, ek is nie goed genoeg emosie nie. Hy sê daai pad is so goed, groot en duidelik oopgeveg. So die oomblik as jy nou tekort het, hardloop jou emosies dadelik soontoe. Dis onbeheersbaar. En ek sê Dion, hoe maak ek dit reg? En hy gee my 'n tool. Hy sê vir my, Goosen, jy moet ander goed, jy moet vir my 'n ander pad maak. En hy leer my en van daai dag af elke keer wanneer ons 'n tekort het, begin ek bid. Ek sê God is ons bron. Jesus het ons oorwinnaars gemaak. 2 Korintiërs 8 vers 9. Jesus het alhoewel Jesus oorvloed en ryk was, het hy ter wille van ons arm geword sodat ons kan ryk wees. En ek begin daai goed quote en oor tyd begin ek 'n nuwe pad vestig in my stelsel. Want wanneer ek finansiële tekort sien, dan gaan dit nie na 'n negatiewe emosie toe, dan gaan dit na 'n positiewe emosie toe. En oor tyd begin ek die genesing ervaar en ek 'n bietjie begin dit ervaar. En toe ons daar kom, toe kry ons die volgende woord wat sê, julle sal meer hê as wat julle nodig het. Jy sien, toe is die lekplek reg, toe kan die Here die tank vol maak. Want as solank die lekplek nog daar is, maak dit nie sin dat die Here die tank vol maak nie. Dankie dat julle met my ons storie geluister het na my. Vandag kan ek 'n bietjie met dankbaarheid getuig hoe die Here ons deur hierdie woestyn gedra het, hoe hy ons gehelp het, hoe hy ons gewys het, hoe hy ons geleer het. Sien, die een ding wat ons besef het is, God wys vir jou goeie, maar jy het 'n verantwoordelikheid. Jy moet opstaan en sê, Here, ek wil hierdie ding aanspreek. Ek wil aandag gee aan hom en jy moet werk aan hom. En dan sal God vir jou genesing bring. Ek wil afsluit met 'n paar vrae. So ek wil vra dat jy jou oë sluit en dan gaan ek 'n paar vrae vra. Antwoord dit in jou eie gemoed. En dan gaan ek vir ons bid aan die einde. So my eerste vraag is, het jy al Jesus aangeneem in jou lewe as jou verlosser? Leef jy in dankbaarheid? Is jy ver genoeg met wat jy het op hierdie oomblik? Verstaan jy anders is swaar kry? Is jy beskikbaar om deur God gebruik te word? Kan jy ontvang as God deur mense voorsien vir jou? Bid jy reg? En dan die laaste ene, het jy enige emosionele blou kol? En as jy voel, jy wil vanoggend net voor die Here gaan staan en sê, Here, wys my as ek 'n blou kol het, wat ek nie kan raak sien nie, terwyl almal se oë toe is, wil jy net jou hand opsteek nie. En sê, Here, wys net vir my, as daar 'n blou kol is wat ek nie kan sien nie, wys hom vir my. En as jy 'n blou kol het wat jy al reeds van weet, en jy sê, Here, help my om te genees, steek ook jou hand op asseblief. Hemelvader, ek kom vanoggend en ek bid vir elkeen wat sy hand opsteek. Dankie dat U die geneesheer is, Here. Dankie dat U altyd daar is. Ek bid en vra dat U vir elke persoon sal wys waar is hulle emosionele blou kolle. Daai blou kol wat hulle terughou, wat hulle keer om by U, by dit wat U instoor het vir hulle uit te kom, Here. Maar dit vir die wat wel weet waar is hulle blou kolle, wil ek bid en vra, Here, stuur hulle na die regte mense toe. Help hulle met die regte goede om daai blou kol genesing te kry voordat hulle kan vrykom in Jesus naam. Amen. Jy sien, ek kan 'n bietjie ervaar 'n emosionele blou kol is soos wanneer jy 'n hond aan 'n ketting vasmaak. Hy hond is net gevaarlik terwyl die ketting slap is. Oomblik as die ketting styf ruk en jy staan 'n meter van die hond af, kan hy niks aan jou doen nie. Dis soos 'n emosionele blou kol. Jy hardloop na dit wat die Here instoor het vir jou en dan ruk hy tou styf. En dan kom jy nie by dit wat God het vir jou nie. So knip hy tou af. Dankie vir julle dat julle geluister het en dat ek my storie kon deel. Johan, waar's Johan? Dankie Johan.